Die Here is getrou. En hy is nie net getrou wanneer dit goed gaan nie, hy is ook getrou wanneer dit moeilik gaan. En Juanita, jy en Henk, was iets vir my vanoggend, en ek voel ek moet gehoorsaam wees, en net die volgende woorde sê, dat die Here kom en hy kom maak julle toe. En dit is, ek wil half die woord gebruik, entwine, he's entwining you. So, keer ons kom, en u weet, Here, wat hierdie woord is, wat dit vir hulle beteken, en Here, u sal dit aan hulle ook openbaar, Vader. Ons loof u, en ons prys u, vir hierdie woord, Here. Here, maak hulle oë oop, sodat hulle dit kan sien, dat die Heilige Gees dit vir hulle kan interpreteer. In Jesus naam, amen, en amen, amen. Reg, nou ons, het nogal interessante 2 weke agter die rug gehad. Ek was, en ek wil dit graag deel, want ek voel daar is ook 'n boodskap aan dit gekoppel. Ek was amper 2 weke terug, was ek nou ingewees vir 'n mediese prosedure, en dit was, as ek nou daaraan terugdink, is dit was so 'n lipoom op my rug gewees. En uiteindelik al in my matriekjaar gevorm, maar nie medies gehad nie, en toe ons wel medies kry, toe sê hulle nee, dis kosmeties, hulle gaan dit nie dek nie, want prys die Here is daarom nie iets wat kwaadaardig was nie. En so het die jare verby gegaan, en die ding groei en groei en groei en groei en groei. En toe het ons in die begin van die jaar het ons 'n skuif na 'n ander mediese fonds gemaak, maar in dit dit gaan nou eerlik, maar jy moet baie keer maar net 'n stap van geloof vat en oorgee aan God. En ek het altyd lang hare gehad, want my lang hare het dit weggesteek. En ek bid toe, ek gaan sit by die salon en ek wil iets met my hare doen en ek wil dit so graag sny, maar ek wil ook nie, want ek wil nie hierdie ding op my rug ontbloot nie. En dit het ons so omgestaan vir die wat het al gesien het. En ek sê terwyl, Here, ek neem nou 'n stap van geloof, ek gaan my hare sny, en ek glo en vertrou dat hierdie is die jaar wat u vir my gaan deurkom. En julle, regtig, dit was super vandag gewees. En dit was, ek is toe dokter toe, ek sê vir Ewan, wel, ons het nou nuwe medies, kom ons try. Gaan toe, stuur die aansoek in, en uiteindelik toe al daardie vakansiedate nou verby is, hulle letterlik die Vrydag 11:30 bel die ontvangsdame met my. Sy sê vir my, ek gaan nou die aansoek insit, maar ek moet net weet, is hy groter as 4 cm? Ek sê vir jy verstaan nie. Hy is baie groter as dit. En sy sê nee, dit is reg, sy sit dit in, en dit was 10 minute, ek kan vir julle die call logs op my foon wys, 10 minute, kry ek 'n SMS om te sê, ek moet my e-mails kyk, en die mediese het dit letterlik in 'n kwessie van 10 minute goedgekeur. En ek is toe in, en hulle het toe die ding toe nou uitgesny, maar saam met dit, en hoekom ek dit noem is, dit was persoonlik vir my, as ek nou my matriekjaar en goeders moet insluit, was dit eintlik nie 'n 10 jaar nie, ek het vir almal gesê 10 jaar, maar die ding het eintlik al begin vorm in my matriekjaar. So dit is omtrent wat 12, 13 jaar dat ek met die ding geloop het en baie frustrasie beleef het. Weet, as vrou, julle sal weet, né? En toe is dit so 'n halwe volsirkel oomblik dat ek nou by die hospitaal aankom, en ek deel toe 'n kamer met die lieflikste dames, en 2 van hulle het verskriklike slegte nuus ontvang,
En ek en Evan weet hy voel toe gelei dat hy gaan vir hulle bid en hy bid vir die twee se omstandighede en in die week bel albei die dames my, ons het nommers uitgeruil en hulle albei bel my en sê vir my hulle het goeie nuus gekry, die een se kanker, alles is uit en die ander een het nie chemo nodig nie, sy moet net 'n paar bestralingssessies gaan. En die punt wat ek daarmee wil maak is we should never despise waiting seasons. As dit moes gebeur het dat dit 'n 13 jaar wagtydperk was, al die frustrasie wat daarmee gebeur het, as die Here dit so 'n oomblik gemaak het dat ons sy instrumente moet wees om vir hulle te kan bedien sodat hulle 'n deurbraak in hulle lewe kan beleef, dan is dit okay. So vir wie ook al, never despise waiting seasons. En laat toe dat die Here in daai waiting season vir jou dinge openbaar en wys. En voor die operasie, en dan gaan ek begin met my preek, voor die operasie het ek 'n droom gehad en in die droom was soos 'n geweldige dringendheid gewees en iemand nooi my om saam met hulle te gaan, maar die plek waarheen ons moet gaan het te doen met dit gaan heilig wees, dit is sacred. En ek is angsbevange want maar ek kan nie nou gaan nie. Ek is nie nou reg nie en ek onthou ek het nog so in die droom op my foon gekyk en ons spesifiek 55 minute gewees. Nie eens 'n uur nie. Ek het net 55 minute om myself reg te kry. En so begin hierdie hele ding in my hart rakende die tyd en is ons gereed. En Evan het toe nou laat ons begin met 'n reeks oor die vuur van God en met die wat ek in die hospitaal is. Terwyl ek nog in die saal gelê dat hulle my moet kom haal, kom die narkotiseerder en hy sê vir my, it's time. En ek beleef toe nou nie net jou normale, soos ons gaan jou nou invat hospitaal doen nie, ek beleef iets anders, it's time. En ek sit in teater en hulle kry hulle goedes reg en weer eens kom die narkotiseerder en hy sê it's time. En ek dink, okay. En toe slaap ek. En na die tyd het dit heeltyd vir my gestak. Dis tyd. En toe ek begin te stil word en ek sit en die komponente en die hele puzzle kom bymekaar, dan wil ek die titel vir vanoggend maak, die vuur van God, dis tyd. En inteendeel dink ek, dit was al lankal die tyd, maar ons sien net nie altyd raak dat die tyd is nou nie. So, die vuur van God, dis tyd. En ek was verskriklik gechallenged hierdie week op die woord, want ons het onder mekaar gepraat en ons het gesê, ek sal hierdie Sondag sal ek preek, maar iets het toe nou voorgeval en Evan sê toe neer as ek hy sal preek. Maar dit het nie lekker met my in my gees gesit nie, want ek weet die Here praat met my oor hierdie tyding en ek voel as ek nou nie gehoorsaam gaan wees om juis vanoggend in hierdie tyd die boodskap te bring nie, gaan ek 'n fout van my kant af maak. So nie net praat ek die woord nie, ek was getoets in dit ook. So ek het eers gistermiddag 11:30 het ek begin en as julle my ken, sal julle weet, ek berei al iets way ahead of time. So dit wys net wees gereed. So ek wil julle vanoggend vra, wanneer laas het jy in die vuur van God gelewe? Wanneer laas was jy aan die brand gewees vir God? En as jy dit toeskryf, net aan 'n spesifieke geleentheid, dan mis jy dit. Want die vuur van God is nie net 'n aan en af switch nie.
Dit is 'n lewe van passievolle toegewydheid aan God met geestelike ywer en 'n lewe wat belyn is met God se wil. Sien, ons wil altyd die vuur van God toeskryf aan ons het kerk toe gekom en ons het hierdie wonderlike belewenis en so aangehad en ja, die vuur van God manifesteer ook wanneer Christene en gelowiges bymekaar kom, maar die vuur van God moenie net beperk word tot een keer 'n week nie. Die vuur van God moet deel wees van jou lewe. Dit is 'n lewenslange toegewydheid aan God en waar jy jouself in lyn en belyn met God se wil. Die probleem kom in wanneer ons die vuur van God 'n aan en af switch maak, want sien wat ons ook baie keer doen is as daar 'n spesiale geleentheid is, dan storm almal na die spesiale geleentheid toe. Ook baie keer as dit 'n profeet is, want die profeet gaan vir my 'n woord gee. Ons doen dit. Nou, kom ons kerk toe, skry ons quick fix, dan gaan ons huis toe, en wat dan? Daarom sê ek, die vuur van God is nie net 'n aan en af switch nie. As jy gaan lees in Levitikus, toe hulle die tent van samekoms gebou het, en in die tent van samekoms was mos die altaar gewees, en God het gesê dat daardie altaar moet altyd brand, en daardie altaar het God se teenwoordigheid verteenwoordig. So dis die belangrikheid van vuur. Ons vuur mag nie doodgaan nie. Saam met dit, wanneer ons dit 'n aan en af switch maak, dan word ons lou. En daar is nie meer tyd om lou te wees nie. Kom ons lees, en ek gaan vir 'n spesifieke rede die Amplified vertaling lees, net vir konteks. So, as ons kyk na Openbaring 3 vers 14 tot 22 vanuit die Amplified af. Openbaring 3 vers 14 tot 22. To the angel, the divine messenger of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the trusted and faithful and true witness, the beginning and origin of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. Hier sê God, as jy maar net warm was, of as jy maar net koud was, nie lou nie. So because you are lukewarm, in the Amplified say, spiritually useless. Amen. And neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth, bedoelende, rejecting you with disgust. Because you say, I am rich, and have prospered and grown wealthy, I have need of nothing. And you do not know that you are wretched, miserable, and poor, and blind, and naked, without hope, and in great need. Hoe baie van ons dink ons is okay, want ek kom elke Sondag kerk toe so. Ek hoor aan al die aktiwiteite van die kerk by. Ek het vanoggend my Bybel gelees. But do you know how in need are you of the fire of God? En dat dit nie net in oomblikke is, of in geleenthede is, of as die spesiale spreker kom nie. Maar dit is wat jy buite hierdie deure doen, wanneer jy hier uitstap. I counsel you to buy from me gold that has been heated red hot and refined by fire, so that you may become truly rich. Dis waar jou ware rykdom in is.
and white clothes representing righteousness to clothe yourself so that the shame of your nakedness will not be seen, and healing salve to put on your eyes so that you may see. As jy dink jy is okay, dan is jy geestelik blind. En dis hoekom die Here sê, hier's vir jou salf. Sit dit aan jou oë, sodat jy werklik kan sien. Those whom I dearly and tenderly love, I rebuke and discipline, bedoelende showing them their faults and instructing them. Sien, die Heilige Gees sal baie keer kom en vir jou sê, maar dit waarmee jy besig is verkeerd. En dan kies ons nog baie keer, nee, maar ek word nou geoordeel. Baie keer kom die Heilige Gees en hy wys vir jou die foute wat jy maak, but then he also instructs you. Hy gee vir jou instruksie hoe om reg te maak. En al wat ons van ons kant af moet doen, is just repent. Here, hier is ek in my gebrokenheid. Ek staan voor U en ek het U brood nodig. Here, kom en vergewe my. Want Jesus Christus het reeds die weg kom maak vir ons. En al wat ons moet doen is nader tot hom. Behold. Ek het klaar daai gesê, ja. Nou sê hy verder, behold, I stand at the door and continually knock. God klop nie net 3 keer en dan hou hy op nie. Dit is soos jou kinders, as jy in die badkamer is, mama, of die wat al die Big Bang Theory gekyk het, met Sheldon, Penny, okay? So, die Here klop aanhoudend. Maar hoe reageer ons op sy klop om die deur vir ons oop te maak? Of dat ons vir hom die deur moet oopmaak? See, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. So dit help nie jy hoor net die Here klop, maar jy kom nie tot aksie nie. As jy die vuur van God in jou lewe wil manifesteer, moet jy ergens reageer op die klop, die deur oopmaak, Jesus inlaat en dan I will restore him and he with me. Maar baie van ons ken nie eers die stem van God nie. He who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God, I will grant him the privilege to sit beside me on my throne, as I also overcame and sat down beside my Father on his throne. He who has an ear, let him hear and heed what the Spirit says to the churches. So my gebed vir julle vanoggend is, Lord, they who have an ear, 'n oor wat bereid is om te luister, 'n oor wat bereid is om te hoor van vanoggend. God, let them hear and heed what the Spirit says in Jesus' name. Hierdie skrif het nou baie spesifiek gepraat oor die louwarm Christen. Nou 'n louwarm Christen hulle is mense wat glo in die boodskap van die evangelie, maar hulle is nie werklik uitverkoop aan Jesus nie. Ons sien dit in die gelykenisse in die gelykenis van die 10 maagde. Kom ons blaai saam na Matteus 25 toe. Matteus 25.
Sonder altyd wees as almal vir jou kyk, dan kry jy dit nie. Ja, net nog Genesis, dankie lief. Kyk. As hy, die gelykenis van die 10 meisies, en ek lees vir ons vanuit die Nuwe Lewende Vertaling, vers 1. In daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan, soos met die 10 meisies wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag het. So kan as ek gou vir 'n oomblik net gou aandag gee, waar dit sê, in daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan, soos met 10 meisies wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag het. So dit was nie net 'n woord van nou, van destyds, dit is ook 'n tyd van nou. En hy sê God, net soos wat dit daai tyd gegaan het, gaan dit ook nou gaan, hoor gegaan. 5 van hulle was dwaas, maar die ander 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het wel hulle lampe saamgeneem, maar geen ekstra olie nie. Die intensie was goed, ek vat my lamp saam, maar nie ekstra olie saamgevat nie. Die ander 5 daarenteen was verstandig genoeg om afgesien van hulle lampe ook nog ekstra olie in houers saam te vat. Sien, hulle soos ek is altyd voorbereid vir herfst, dis vir my man. Ek grap net, maar in elk geval, vers 5. Toe die bruidegom lank wegbly, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. Dit was al teen middernag toe 'n geroep hulle wakker maak. Jy gaan nie verwag dat iemand gaan jou in die middel van die nag wakker maak nie. Hier kom die bruidegom, gaan verwelkom hom. Daarop het al die meisies opgespring en hulle lampe begin regkry. Vers 8, die dwaases vra toe vir die verstandiges, help ons asseblief met 'n bietjie van julle olie, want ons lampe is aan die dood gaan. Maar die verstandiges het geantwoord, nee, ons kan nie, daar is nie genoeg vir ons almal nie, gaan koop liewer vir julle by die winkel. Terwyl die onverstandiges weg was om olie te gaan koop, het die bruidegom opgedaag. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees en die deur van die feesvertrek is gesluit. Vers 11, later kom die ander meisies toe ook en roep van buite af, meneer, maak asseblief vir ons oop. Maar hy het teruggeroep, ek ken julle glad nie. Vers 13, wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van my koms nie. So jy kan ook nou vanoggend vra, kyk, olie en vuur, ons praat vanoggend oor olie, maar as jy in die vuur van God lewe, dan is jy al klaar gereed. Jy gaan nie op nommer 99 uitgevang word en wakker skrik nie. Jy gaan altyd gereed wees. Hoekom olie? As mens dan net kan bid en die Here vra vir sy vuur. Jy kan net daar staan en bid, Here, kom en doop my met u vuur. Ek wil aan die brand wees vir u. Want die olie is net so belangrik soos die vuur. Oil produces fire. Oil keeps the fire burning. Ek haal die volgende aan. We have many Christians who were on fire, who are now burnt out because we taught them to pursue fire instead of oil. We prioritized ministry fire instead of secret place oil, and lost our flame because we had no devotional fuel. The conference, that school, that stadium event can all set you on fire for God, but they cannot give you oil to keep the flame burning.
There is an open reward for living faithfully before God in private and secret. Your prayer life cannot sustain your overloaded ministry schedule. You cannot sustain going wide in public without intentionally going deep in private. If you will honor the Lord when no one is looking, He will honor you when everyone is looking. Pursue oil, not fire. Oil is underground and fire is in the open. En ek wil toe nou die volgende vraag vra. Hoe kan die Here sy vuur binne jou aansteek as daar niks is om aan te steek nie? En dan kry ek half daai prentjie van ons almal wat al met 'n lighter gewerk het as sy gas klaar is, nê? Jy rol daai wielietjie en al wat hy doen is hy gee net byna amper niks of hy gee net 'n spaak, maar daar gebeur niks nie. En dis asof dit daarop dieselfde neerkom, as daar nie olie is nie, hoe kan God sy vuur aansteek in jou lewe? Want dit gaan net heeltyd blank skiet as daar niks in is nie. Maar nie net is die olie ook belangrik nie, maar the wrong oil will produce the wrong fire. The wrong oil will produce the wrong fire. Hoekom sê ons so? Kom ons blaai na Levitikus 10 vers 1 tot 2. Levitikus 10 vers 1 tot 2. Vers 10, hoofstuk 10 vers 1. Aaron se seuns Nadab en Abihu het gloeiende kole in hulle vuurpanne gesit en wierook daaroor gesprinkel. Op die manier was hulle ongehoorsaam aan die Here, omdat hulle 'n ander soort vuur voor hom gebrand het as wat die Here beveel het. Vuur het van die Here afgekom en hulle verbrand en hulle is daar voor die Here dood. Kom ons gee 'n bietjie konteks om te kan verstaan. Die skryf het nou vir ons gesê hulle het 'n ander soort vuur voor die Here gebring. Nou vroeër het ek vir julle gesê dat die Here het vir Moses instruksie gegee om die tuin van samekoms te bou. Die tent, wat het ek gesê? Tuin, sorry, nee, tuin, een tent van samekoms te bou. En binne in die tent het die teenwoordigheid, as daar 'n altaar, en dit het die teenwoordigheid van die Here verteenwoordig. En vroeër het ek ons gesê, die Here het instruksie gegee dat die priesters moet altyd hierdie vuur aan die gang hou. God sê dit alight, maar hulle het 'n verantwoordelikheid gehad om dit aan die gang te hou. Okay? Nou, die vuur wat Aaron se 2 seuns voor die Here gebring het, was 'n ander soort vuur. As ons kyk na 'n Engelse vertaling, dan sê dit 'n unauthorized and a strange fire. Die Hebreëus sê esh zara, en dit het verskillende gebruike. Dit kan beteken afskuwelik, walglik, vreemd, ongemagtig en onvanpas. Maar vir hierdie konteks, volgens die English Standard Version vertaling, gaan ons fokus op dat dit was ongemagtig en onvanpas. Veral as jy Exodus 30 vers 34 tot 36 gaan lees. Want dit verduidelik, daar was spesifieke riglyne wat gevolg moes word vir die offers op die altaar.
En Aaron se seuns het nie daai instruksie gevolg nie. En daarom was dit ongemagtig onvanpas. En toe ek bietjie verder gaan inlees, en dis waar ek wil terugkom oor the wrong oil will produce the wrong fire, is daar was selfs spesifieke instruksie gewees oor watter kole gebruik moes word om 'n reukoffer aan die Here te bring. Daar was 'n spesifieke plek waar hulle kole moes gekry. En Aaron se 2 seuns het toe by 'n onheilige plek hulle kole gaan kry. En dis toe hulle die wierook bo daardie ongemagtige kole sit om 'n reukoffer aan die Here te bring. Dit was ongemagtig. Wat bring ons baie keer na die Here toe? Daardie olie, daardie substance is ongelooflik belangrik, want dit wat jy as substance gebruik, dit gaan die diepe vuur bepaal. Sien, jou substance kan nie net van enige plek afkom nie. Die verkeerde substance, die verkeerde olie gaan die verkeerde vuur produseer. Kom ons dink aan die van ons wat nou al Survivor gekyk het, as hulle vuur moet maak, dan het hulle maar hierdie bolletjie grasies waarmee hulle eers begin. Nou steek hulle dit aan die brand, maar hoe lank hou dit? Nie baie lank nie. Is ons ook van daai wat grasies na die Here toe bring en dan hoop hy gaan dit aan die brand steek, en dan as dit uitbrand, wat dan daarna? Want as ons gaan kyk in die olielampies, daai olie het vir baie lank gebrand. Your oil to produce fire is costly. It's sacred. It's holy. Dit voorkom dat jy loubaar brand of selfs dat jy uitbrand. Die bron, die substance wat ons nodig het, is die Heilige Gees. Jy kan dit nie gaan koop nie. Jy kan dit ook nie namaak nie. Jy kan dit ook nie by iemand anders te gaan kry nie. O, pastoor, raak net aan my sodat ek die vuur van God neem. Dis hoekom die 5 maagde het vir die ander 5 gesê, nee, gebruik julle eie olie, nie ons sinne nie. Nee? Right? Dis nie iets wat jy by iemand anders te kry nie. Jy kry dit net by God, because it's holy, it's sacred, it's costly. The oil of God is not cheap. God staan gereed om dit vrylik vir ons uit te stort. Maar al hoe jy dit gaan kry, is as jy God in waarheid soek. As jy tot aksie gaan kom. Dis 'n daaglikse wandel, nie net 'n aan en af switch. Dit vat my weer na die volgende punt toe. Johan, as jy dalk vir my kan speel, sal ek waardeer asseblief. Okay? Nou, kom ons noem dit die warmste vlam. Gewoonlik kan vure 'n reeks kleure vertoon. Jy kry daai mooi sagte blou, die van ons wat gasstowe het al daai kleurvlam gesien. Hy is so 'n mengsel van blou, indigo, beige. En dan kan vuur ook 'n diep oranje en 'n ryk rooi. Nou hier is wat die kleure se verskillende tipes beteken. 'n Oranje en geel vlam dui op 'n matige temperatuur. En dit is gewoonlik algemeen in ons houtvure, maar die verbranding is minder volledig.
Dan kry ons rooi vlamme. Rooi vlamme dui gewoonlik op 'n koeler temperatuur en kom dikwels voor in toestande van beperkte suurstof of wanneer sekere materiale verbrand word wat nie 'n doeltreffende verbranding toelaat nie. So waarop stuur ek af? Die warmste vlamme is die wat ek vroeër gesê het brand met violet, ultraviolet, indigo, 'n blou kleur. Wanneer 'n vlam blou is, beteken dit dat die brandstof doeltreffend brand met baie suurstof wat lei tot 'n warmer vlam en minder onsuiverhede. So kom ons breek dit op. Doeltreffend brand vat ons na 1 Konings 8 vers 61. En mag julle ten volle toegewy wees aan die Here ons God, sodat julle altyd sy bevele en gebooie gehoorsaam soos wat julle dit vandag doen. As jy doeltreffend wil brand, moet jy ten volle toegewy wees aan God. As jy nie toegewy is en totaal en al uitverkoop is vir hom nie, gaan jou vlam nie doeltreffend brand nie. Dan gaan jy 'n lou vlam wees. Suurstof. God is die bron van lewe. Dit kan ook geïnterpreteer word van God se teenwoordigheid in ons lewens, waar sy invloed en leiding ons geestelik onderhou. The substance matters. Hoe meer jy in sy teenwoordigheid is, hoe warmer gaan jy brand en die onsuiverhede in jou lewe sal minder word. Dawid skryf in Psalm 27 vers 4: Een ding het ek van die Here begeer en dit sal ek soek. Daar's baie dinge wat ons van die Here af kan begeer. Die Here moet vir ons deurkom, die Here moet ABC. Maar Dawid sê die een ding wat ek van God begeer en dat ek dit sal soek, is dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Die Amplified vertaling sê in hierdie vers: I will seek after, I will inquire for and insistently inquire. Sien, in die week met die dames het ek met hulle gedeel, iemand het vertel dat die Here het hom gesê, maar did I not tell you to pray without ceasing? En hy sê, ja Here, U het so gesê. En hy sê toe, but then if I told you to pray without ceasing, then I will communicate without ceasing. As jy meer soekend bly, dan gaan God nie ophou om vir jou die oordeel te gee nie. The Amplified say, you have said, seek you my face, inquire for and require my presence as your vital necessity. Vital beteken, ek het dit nodig om te kan lewe. Dit is 'n source, 'n bron van lewe of dood. Weer eens, the oil, the substance. God se teenwoordigheid moet ons vital bron wees. Ons moet dit nodig hê so suurstof om asem te kan haal. Daarom het ek hierdie voorbeeld gebruik, wat hoe meer suurstof daar in die vlam was, hoe blouer en hoe warmer het hy gebrand.
vlam hou verband met die temperatuur daarvan. Blou vlamme is die warmste en kom voor in die warmste deel van 'n vlam waar die brand die volledigste is. Ouens, ons kan nie meer onvolledig brand vir die Here nie. Ons kan nie meer substance en olie in ander plekke gaan soek nie. Yes, pursue the fire of God. But before you pursue the fire of God, go and pursue the oil of God. Want dit help nie, jy wil aan die brand gesteek word, maar daar is niks om aan die brand te steek nie. En wat jy gaan gebruik, maak saak. As dit nie die teenwoordigheid van die Here is nie, as dit nie die Heilige Gees gaan wees nie, dan gaan jy net 'n geestelike oplewing vir 'n week beleef en die volgende week beleef jy dood. Jy bepaal watter brandstof jy vir jou vlam gaan gebruik. Wat jy insit, is wat jy gaan produseer. God sê in Openbaring wat ons hoofskrif was, sê hy dat hy ken ons handel en ons wandel. Jy kan nie God om die bos lei met jou olie nie. Jy kan vanoggend sê dat jy is honger vir die vuur van God en amen dat jy honger is vir die vuur van God. Maar honger alleen gaan nie genoeg wees. As ek nie nou huis toe gaan en my broodjie gaan eet nie, gaan ek honger bly. Net so is dit met ons. As jy nie huis toe gaan en jou olie in the secret place, jou tyd met God en jou toegewydheid met God gaan produseer nie, then you are not going to be on fire for God. Openbaring 3 vers 20 het gesê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete geniet. Herken sy stem in jou lewe. Jy gaan nie God se stem in jou lewe herken as jy nie tyd saam met hom spandeer. En tyd hardloop uit. En dit gaan al moeiliker word. Ons kan ook nie meer besig as 'n verskoning gebruik nie, want dit gaan al besiger en al besiger word. As jy kan tyd maak om op jou foon te gaan, Facebook en Instagram te scroll, dan kan jy beslis tyd maak vir tyd saam met God. Maak die deur oop. Hoe verskriklik moet dit wees? En ek is nie hier om julle bang te praat of wat ook al nie. Die Heilige Gees is die een wat oortuig op jou einde. Maar ek dink dit moet verskriklik wees as God ons waarsku om te sê die tyd is min. En ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. Hier met die 10 maagde was dit nou simbolies dat die bruidegom met op middernag gekom. Hulle het gewag en gewag en gewag. Maar 5 van hulle was voorberei vir hoe ook al hoe laat die bruidegom gaan kom. Ek is reg. Maar hoe verskriklik moet dit wees as die tyd uitgehardloop het, as daai 55 minute uitgehardloop het en God kom en jy staan voor hom en hy sê vir jou, gaan weg van my af want ek ken jou nie. Sien, Aaron se seuns het gesien hoe Jesus al beweeg het. Hulle het gesien wat God gedoen het. But there was no substance. There was no relationship met daardie vuur wat hulle voor die Here aangesteek het nie.
Ons het nou die geleentheid om die teenwoordigheid van God, om daardie olie, daardie vuur te pursue it. Maar eendag as ons voor hom staan en daar is nie meer tyd nie, kan jy nie net jammer Here en gaan regmaak nie. Dan sit klaar. Dan sit verby. So do not only pursue the fire, also pursue the oil. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie is dalk 'n moeilike woord vir baie van ons om vanoggend te hoor. Sommige van ons mag dalk met die vingers getik voel. Dat Here, ek weet ek was. Maar Here, ek bid en ek kom vra dat die vyand nie sal kom steel nie. Here, dat elke individu die uitnodiging sal aanvaar to not only pursue the fire, but to also pursue the oil, to pursue your presence. Here, mag ons substance, mag ons olie waardig wees om aan die brand gesteek te word vir U. Want ons dink baie keer ons moet aan die brand gesteek word vir onsself. Maar nie net vir jouself nie, maar ook vir die koninkryk van God. Want sien, as ander die vuur van God in jou gaan sien, dan they will be also set alight. Your fire is not only for you, it's for others too. Toe Moses by die brandende bos instruksie van die Here gekry, hy het die vuur van God beleef. Maar hy het dit nie vir homself gebruik nie, hy het uitgegaan en hy het gaan doen wat God gesê het. Hoekom? Because he had a moment with God which set him alight. Here, mag ons in gehoorsaamheid optree vanoggend om te sê, Here, mag ek die regte substance hê, mag ek die regte olie hê om aan die brand te wees vir U. Dankie dat U ons ook met oop arms ontvang. Daar waar ons verkeerd gegaan het, Here, is ons jammer. Wees ons genadig, Here, wat ons 55 minute hardloop uit. Lei ons, maar mag ons tot aksie kom. Here, soos wat ons ook nou uit mekaar uitgaan, bid ek, Here, dankie dat ek kan weet dat U beskerming is oor ons elkeen. Ek bly die bloed van Jesus Christus oor elke liewe individu in hierdie gebou, by die kinderkerk, Here. Ek spreek Jesus oor elkeen van hulle. En ons maak hierdie woord vas in Jesus naam. En ek sluit af. Will you respond to the call of God today? In Jesus' name. Amen. Amen.